maar as ek werklik in jou hart. Ek wil hierdie jaar saam met jou stap, sê die Here. Ek wil jou hand vashou, maar is dit nie jy wat ook baie keer my hand los nie? Sê ek dan nie in my woord, sal twee met mekaar saam wandel, as hulle nie eers afgespreek het nie. Ek wag vir jou, om vir my te sê, dat jy hierdie pad saam met my wil wandel, en dat jy nie my hand wil los in hierdie jaar nie. Gee my die geleentheid, sê die Here, neem daai besluit, en sien hoe ek in hierdie jaar vir jou sal help, en jou sal seën, en jou sal bystaan. Want dit is my hart vir jou, dit is my wil, en my plan vir jou, sê die Here. Matteus die 7de hoofstuk, en vanaf vers 1 en tot en met vers 12. Nou moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee, of as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, nie goeie dinge gee aan die wat hom bid nie. Nou ons teksvers of verse is vers 7 en 8, en ek wil dit gou vir julle lees. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is koninkryk beginsels, en die gedagte, die boodskap draai dan jou en my verantwoordelikheid om hierdie koninkryks beginsels toe te pas en uit te leef. Nou, met die oujaarsdiens, die van u wat hier was, sal onthou dat ons boodskap het gegaan daarom om Jesus eerste in jou lewe te stel. En ek hoop jy onthou dit, en daarom herhaal ek dit. En ons is so geneig, of dit is so maklik, om dinge bo Jesus te stel. Mense bo Jesus te stel,
of jouself bo Jesus te stel. En nou sê vir jouself, maar ek dien die Here. Maar hoe dien jy hom? Jy kan nie Jesus tweede of derde wil stel of amper eerste nie. Hy moet eerste wees elke dag van jou lewe, vandat jy wakker word totdat jy gaan slaap, en deur jou slaap moet hy die belangrikste dan wees. Nou, Jesus en sy koninkryk is een, en Jesus sê daar in die vorige hoofstuk, Matteus 6:33 sê hy, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So Jesus eerste, en dan ook sy koninkryk dan eerste, en dit is waarby ons dan in hierdie oggend gaan stil staan. Nou Jesus is die koning van alle konings. Ons weet dit. En ons sing dit. Maar wanneer ons gaan kyk na 'n koninkryk, nou 'n aardse koninkryk, daai koning het onderdane en hy het mense in sy koninkryk. Want as jy net 'n koning is, help dit nie. Jy moet 'n koninkryk hê, jy moet mense hê. En dan tweedens is daar wette en reëls en voorskrifte in hierdie koninkryk. Met ander woorde, almal in daai koninkryk kan nie maar net doen en maak wat hulle wil nie, want dan is daar chaos. Elkeen is daar om die koninkryk te bevorder. Daar moet eenheid, samehorigheid en samewerking wees in daai koninkryk. Nou, as daar nie is nie, dan word daardie mense voor die gereg gebring, daar is straf, daar's boetes of daar's tronkstraf. Dis hoe dit werk in 'n koninkryk. Nou, Jesus se koninkryk is die kerk, die gemeente, elke bloedgewaste Christen is deel van Jesus se koninkryk. En dit moet ons goed verstaan. Nou in Jesus se koninkryk is daar ook wette, daar's ook reëls en daar's voorskrifte. Nou ons hou van die gedagte dat Jesus, ons koning, is liefdevol, né? Want as die Bybel vir ons leer, Jesus is liefde en hy het gesterf uit liefde. So ons almal hou van die idee en die gedagte van ons koning. Hy's liefdevol. En dis iets wat mense baie keer te ver kan dryf. En alwaaraan hulle kan vashou en hulle besef nie dat dit gaan om die koninkryk en daar's ook wette en reëls nie. Nou onder andere sê Jesus in sy koninkryk, ons moet mekaar lief hê. Hy sê ook onder andere, daar moet eenheid wees in sy koninkryk. Want as daar nie eenheid is nie, gaan die koninkryk nie bevorder kan word nie. In die gedeelte wat ons gelees het, word daar byvoorbeeld vir ons gesê dat ons moenie fout vind nie, nê? Want die Here sê daar, wat help dit nou, jy gaan soek na die splinter in ander ouens se oë en in jou eie oog is hierdie vreeslike balk. So die Here wil vir ons sê, wat help dit jy gaan soek na klein foutjies by ander, maar in jou eie lewe is daar groot fout. Sien jy, dit is kritiek en dis oordeel en dis goed wat nie in die koninkryk moet wees nie. Nou, hierdie het ek net terloops ingebring. Daar is baie dinge en as die Here lei, wil ek kyk, dat ons sal kyk na meer van dit wat in God se koninkryk moet wees en wat hy van ons vra. Nou, wat die Here van ons vra en 'n opdrag in sy woord is gebed.
Gebed bevorder God se koninkryk. Dit is hoe God dit bepaal het. Bietjie anders as in 'n aardse koninkryk, daar is mag en autoriteit wat op 'n manier afgedwing word. Maar in God se koninkryk werk dit deur gebed. Gebed verdryf die duiwel, verbreek sy werke, verbreek sy mag en verbreek sy houvas. En dit is die een groot ding wat ons in God se koninkryk moet besef. Daar moet gebid word. En daar kan nie net verwag word van 1 of 2 of 5 of 10 om te bid nie. Die hele koninkryk moet saam staan, saam bid in hierdie koninkryk van die koning. Nou wat baie interessant is in hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk 6 en 7, in die laaste vers daar by Matteus 6:23 sê hy soek eers die koninkryk van God. So hy praat oor die koninkryk, maar voor dit praat Jesus oor die Onse Vader, oor gebed. En dan nou na dit praat hy weer van gebed. Dis asof die Here vir ons wil sê, maar in sy koninkryk moet omvou word deur gebed. Gebed hou sy koninkryk bymekaar. En ek glo ons moet hierdie gedagte besef, dat dit is hoe God werk. Hy werk deur gebed. Wanneer daar gebid word, word krag vrygestel. En ek wil glo dat God vir ons sal help om in hierdie jaar te besef die erns van gebed. Nou by geleentheid kom Jesus se disippels na hom toe en hulle vra vir hom en hulle sê vir ons, Here, maar leer ons om te bid. Hulle het bemerk, Jesus bid baie, want die Bybel sê, hy staan vroeg in die oggend op, en dan gaan bid hy, op 'n eensame plek. Ander plek lees ons, maar Jesus het die hele nag deur gebid. En nou kom sy disippels agter, maar gebed is verskriklik belangrik. En hulle besef maar hulle het 'n tekortkoming, daar's 'n gebrek in hulle lewe. En hulle kom en hulle sê Jesus, maar leer ons hoe om te bid. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle en vir ons en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So in ons gebed gaan dit altyd eerstens daarom dat daar eer, lof, danksegging en lofprysing aan die Here gebring sal word. Jy weet, en dis baie keer is mense so skuldig, want hulle val weg. Here, gee vir my dit, en gee vir my dit, en help my, en help die een. En dis reg, jy kan dit bid, maar die volgorde is, dank en prys en loof God. En dan gaan hy verder, en hy sê vir hulle, laat my koninkryk kom. Nou, jy kan nie sê, jy is erg oor Jesus, en jy's nie erg oor sy koninkryk. Hoe gaan dit werk? Die Bybel sê dit werk nie so nie. Jy kan nie sê, ek is lief vir Jesus, en ek is erg oor hom, maar glad nie oor sy koninkryk nie. Ek is nie erg oor die kerk nie, ek is nie erg oor sy mense nie. Dit werk nie, dit bots lynreg teenoor wat God in sy woord vir ons dan sê. Nou, die opdrag en die taak van ons almal is om die koninkryk te bevorder. En die grondslag om hierdie koninkryk te bevorder is gebed. Nou jy vra hoekom? As ek mooi na dit gaan kyk, dan besef ek dis vir een rede maar. As jy bid, kom jy
in kontak met die koning. En jy kan sy stem hoor en jy kry opdrag by hom. Jy sien, ons as mens kan baie keer dink, maar dis wat die Here wil hê, dis wat hy wil sê en vra en verlang, maar dan is dit nie regtig dit nie. En daarom is dit nodig dat ons regtig in gebed moet ingaan en dat jy kan kontak maak en kan hoor en kan weet wat God se hart is en sy wil is en sy opdrag. Nou, gebed is absoluut belangrik en ek wil glo dat hierdie jaar 'n jaar van gebed sal wees. En ek wil eintlik amptelik sê hier, kom ons maak dit as gemeente 'n jaar van gebed. En ons gaan laat die Here vir ons lei en dat ons van tyd tot tyd ook op 'n aand sal kom en die kerk die hele nag oop laat of tot 'n sekere tyd, 8 uur of 10 uur en almal wat kom en ons kom bid en dat ons gesamentlike gebedsaksie sal hê, maar ook by jou huis, dat jy werklik sal seker maak jy kom by die grondslag in God se koninkryk. Nou Matteus 7 vers 7 sê hierdie woorde, hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Jy weet, terwyl ek hiermee besig was en daarmee oordink het en al hierdie dinge, toe kom dit by my, bid en vir julle sal gegee word. Jy weet, en ons as mens vat dit dadelik in dinge en in geld. Nee, bid en geld gaan kom en goeders gaan kom. Maar ek glo wat Jesus hier vir ons wil sê is in verband met sy koninkryk. Bid en jy sal krag ontvang om my getuie te wees. Jy sal krag ontvang om my woord uit te dra. Bid en mense sal tot bekering kom. Bid en mense sal ernstig raak om op te staan en die Here te dien. Bid en Sondag gaan tot bekering kom. Nou, in die volgende vers dan sê hy, want elkeen wat bid, ontvang. So, daar's 'n sekerheid omtrent dit. So gebed is nie verniet nie. Dis nie 'n waste wanneer jy bid nie. Bid en jy sal ontvang. En hy sê, hy wat bid, ontvang. Dit is 'n voortdurende aksie wat die Here daar vir ons wil sê. So, nie ek bid nou eenmaal vir herlewing en ek bid vir mense tot bekering, maar nou is dit klaar nie. Dis 'n voortdurende gebed vir mense om tot bekering te kom, dat die Gees van die Here sal werksaam wees, die koninkryk van God bevorder word en daar's voortdurende antwoord van God uit die hemel vir ons dan. Nou, dan raak Jesus nog 'n punt aan en hy sê dat bid en vir julle sal gegee word en dan sê hy en soek en julle sal vind. Nou weer eens is ons so geneig om dit in aardse dinge te bring, soek geld, soek dit en dat. Maar dis nie regtig wat die Bybel hier vir ons wil sê nie, want die Here sê in sy woord vir ons, hy sê, soek my en julle sal my vind. Dis wat die Here sê, né? So dis wat ons eerstens moet soek. Hy sê, soek my en jou siel sal lewe. Mense sê baie keer, maar voel dood, die binnekant my. Maar as jy Jesus nie soek nie, sal dit dood wees. So wat is die antwoord en die oplossing vir die doodsheid om te verdwyn, is soek Jesus. Want die woord sê, soek my en julle sal lewe. En jy sal dit ervaar in die mate wat jy Jesus soek. Die Here sê, jy sal my soek en jy sal my vind
as jy nou my vra met jou hele hart. Jy sien? En dit is wat hierdie jaar van ons gaan vra, dat ons die Here sal soek en dat ons hom sal soek met ons hele hart. Nou, ek glo saam met die feit dat dit 'n jaar van gebed gaan wees, moet dit ook wees 'n jaar waarin ons die Here gaan soek. En ek wil jy uitdaag, en dit is eintlik die woord wat ons uitdaag. Is jy bereid om in hierdie jaar die Here werklik te soek? Die vorige boodskap, oujaars wat, plaas die Here eerste, maak jou lewe 'n lewe van gebed, soek Jesus. En dan derdens, ten slotte, kom Jesus en hy sê vir ons, hy sê, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Hy sê, want vir hom wat klop, word oopgemaak. En ek glo wat die Here vir ons hier wil sê, is dat ons moet klop aan die deur van die hemel. En ons moet bid vir herlewing. Ons moet bid in desperaatheid. Jy weet, 'n mens kom baie keer by mense aan huis, en dit met my ook al gebeur, jy kom by mense, en jy klop aan die deur, die eerste keer klop jy mos nou, maar nou nie te hard nie, want jy wil ook daarom nou nie dink dat die mense dink jy is rof en onbeskof, of wat ook al nie. En dan wag jy, niemand kom maak oop nie, né? En, nou ja, ek is so, ek wil nie sommer omdraai nie. En dan klop jy weer, maar bietjie harder, né? En dan wag jy nou maar weer. En, dan nog niemand kom nie, nou klop jy hard, né? Want hulle moet hoor, né? En ja, en dan kom die persoon en hy kom maak oop, né? Heel moontlik het hy die sagte klop in nie lekker gehoor nie. Heel moontlik was hy 'n bietjie ver weg, maar as jy hard klop, gaan die deur oopgemaak word, né? En Jesus wil vir ons sê, is ons regtig desperaat? Of gaan jy maar net so eenmaal liggies klop? Net so eenmaal na die Here toe gaan en sê, Here, ons kom klop aan die deur van die hemel. Ons het U nodig. Maak oop die deur van die hemel. Stort die Gees uit. Maak die mense se harte sag. Maak hulle ontvanklik. En laat hulle terugkom na U. Gaan ons maar net liggies bid, dan sê die Here het nie gehoor nie, hy antwoord nie. God antwoord uit sy tyd. Mense kom maak nie dadelik die deur oop nie. God het 'n tyd wat hy antwoord. Tyd wat die deurbraak kom. Tyd wat God se hand in beweging gaan kom. En wanneer ek vanoggend die boodskap bring, is dit hoofsaaklik in koninkryksverband. Ja, jy kan die Here ook soek, moet my nie verkeerd verstaan nie. Jy kan hom ook soek vir jou nood. Tydelik, finansies, jy kan hom ook soek vir jou gesondheid. Dis nie verkeerd nie. Jy kan dit doen. Jy mag dit doen. Wil ek ook vir jou sê. Maar maak seker dat jy aan die deur van die hemel gaan klop en sê, Here, my geestelike lewe is nie wat dit moet wees nie. In my is dit dood. En Here, ek wil dit nie. Ek bid dat U Gees oor my uitstort en dat U lewe oor my kom en dat daar 'n verandering in my lewe kom. Dit is wat God bedoel wanneer hy sê, soek en jy sal vind. As jy God se lewe vir jou gaan soek, gaan jy sy antwoord vind en gaan jy kry wat hy vir jou wil gee. En mag die Here vir ons help dat ons werklik gaan beweeg in die koninkryks beginsels. Jy weet, en dan sluit die Here eintlik daai gedagte van gebed so mooi af. Hy sê dat wat 'n vader onder julle, as sy kind na hom toe kom en hy sê, ek is honger, ek soek 'n stuk brood, dan gaan hy vir hom 'n klip gee. Tja,
bring my die pa, wat vir sy kind 'n klip gaan gee. En dan sê hy, as jou kind vir jou 'n vis gee, gaan jy vir hom 'n slang gee. Waar's daai pa? Dan sê die Here, maar as julle dan wat in wese eintlik maar onvolmaak is en eintlik maar sleg is, as julle dan weet om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader in die hemel, as julle dan kom en bid, hoeveel te meer gaan hy nie vir julle goeie en mooi dinge gee nie. Ons maak planne om vir ons kinders goeie en mooi dinge daar te kan gee. God het 'n plan vir jou. Hy het 'n goeie plan. Hy het 'n mooi plan in hierdie jaar. Maar hy vra, kom in gebed. Kom in lyn met sy koninkryks beginsels. En kan ek dit vir u opsom weer? Plaas Jesus eerste in jou lewe en kom in gebed, want dit is God se koninkryk werk deur gebed, nie anders nie. En bid en soek die Here. As jy bereid om in hierdie jaar die Here te soek, dink 'n bietjie een kant toe te skuif. Ek weet nie wat is vir jou belangrik nie. Hy TV kyk. Ag, los dit. Los dit. Daar's beter dinge. Jou selfoon, hy kan vir jou verslawend raak. Sit hom af, gaan bære hom en maak seker jy bære hom ten minste vir 'n halfuur of 'n uur of 2 uur of 3 uur. As jy daai tyd aan die Here wil spandeer, maak seker jy sit hom af of gaan bære hom in 'n kamer, maar dat jy jou alleentyd saam met God kan hê en dat hierdie jaar vir jou mooi kan wees. Die jaar kan wees wat God wil hê. In my hart is ek oortuig, ek weet dit. By God is dit bestem, een van die beste en die mooiste en die geseënste jare, maar ons moet onder God se heerskappy kom en ons verantwoordelikheid opneem. Niemand anders gaan bid, jy moet bid. Staan jy? En hoe lank wil 'n mens nog maar net terugstaan en terugsit en tevrede wees? Jy sê jy moontlik vir my volgende week bid. Jy moontlik bid jy, ja. Maar 3 minute, 5 minute. Is jy happy met dit? Is jy happy met dit? Jy moet vir jouself die vraag afvra. Die kwaliteit tyd en die kwaliteit gebedstyd wat jy vir die koning van alle konings verskyn. Onthou, in gebed verskyn jy voor die koning. En wat se tyd, kwaliteit vat jy na hom toe en spandeer jy in sy tyd. Prys die Here. Kom ons bid saam. Jesus, U is ons koning. Koning van alle konings. En ons weet en ons het ervaar, U is 'n liefdevolle koning. Koning soos wat daar nog nooit was nie. Sal nooit 'n koning wees soos U nie. Maar in die liefde en goedheid het U ook reëls en beginsels. En Here, help vir ons om hierdie beginsels ernstig op te neem. Beginsel van gebed, om in die teenwoordigheid te kom, om U te soek, om U eerste te plaas. Here, al die ander dinge gaan U ook vir ons byvoeg. Bid dat ons werklik die verantwoordelikheid sal opneem in hierdie jaar met alle erns. Here, en dat ons in U koninkryk mag saam staan. Dit is wat U vra. Dat ons saam sal stry, saam die erns sal sal sing. Dis U koninkryk, dit is U kerk, dit is U gemeente, dit is U bloed gewastes en U gee hom vir U koninkryk. Maar Here, in hoë mate gee ons om vir U koninkryk. Wat is ons bereid
om in te sit in gebed, in te sit in opoffering en Here om die tweede myl te loop en om dissipline aan die dag te lê en nie meer gedryf te word deur my emosies en my gevoelens en waarvan ek hou en nie hou nie. Maar Here, dat ons sal kom op die punt en plek en dat ons sal sê, dit is waarvan die koning hou. Die koning sê so, dis nie wat ek sê nie. Die koning sê dit, die koning vra dit en die koning wil dit hê. Here, laat dit 'n koninkryksjaar sal wees, waar ons elkeen 'n koninkryksvisie sal hê, en dat ons sal uitreik ook, dat ons sal siele sal inbring, en dat ons sal bid vir die insameling van die oes. Maak ons sterk, maak ons standvastig en onbeweeglik in hierdie nuwe jaar. Here, ons wil nie tyd mors nie. Ons wil nie tyd verspil nie. En ons wil weer vir U sê, soos met die ou jaar, wil ons sê, Here, Jesus, ons plaas U eerste. Ons kies U eerste. En die duiwel moet weet ook, Satan, jy moet weet, God se kinders kies Jesus in hierdie oggend. Halleluja. En by hierdie keuse gaan ons bly en staan of val, kom wat wil. Jesus eerste in ons lewe. Jesus eerste in ons huise en ons beplanning en wat ons wil hê en bereik en doen, want ons wil die opdragte van die koning wil ons kry. Ons wil hoor. Heilige Gees, help ons om te hoor, om ingestem te word deur gebed, sodat die koning se heerskappy gestalte kan kry in ons lewens, ons huise, in hierdie dorp, maar in die gemeente. Laat U koninkryk kom, Jesus, sodat ons bid in hierdie oggend, laat U wil geskied. En ons keuse is die koninkryk van Jesus Christus, heel bo en al die ander dinge daaronder. Help ons daartoe, Here Jesus. Ons oë is op U, ons harte is op U gerig, en soos Paulus wil ons sê, ons sal die goeie stryd, sal ons stry in Jesus naam. Seën elke broeder en suster, bid ons uit genade, en ons sê dankie. Amen.